Het is nou regtig lekker. Dankie julle. Het is heerlik om saam te sing, saam te bid. Vandag se woord. As julle julle Bybels het, as julle in die gewoonte is om dit saam te bring, vandag is een van daai boodskappe waar jy sal lekker saam met jou Bybel saam met my deur die preek werk, want ons gaan kyk na Johannes 12, die eerste paar versies, en dan Johannes 11, die hele Johannes 11 basies. So as jy jou Bybel het en jy het verhouding met jou Bybel, kan dit nou oopmaak en notaatjies neem of iets skryf. Ons gaan kyk na Johannes 12 en Johannes 11. Okay. Johannes 12, die eerste paar verse, lees soos volg. En dit begin deur om te sê, 6 dae voor die Paasfees sou begin. Nou, dis, waar het ek daai? Het ek dit ooit hier? Het ek dit ooit saamgebring? Ek het ek net sien of ek dit hier het. Ek gaan volgende week 'n bietjie daaroor gesels, maar ons gaan nou 'n bietjie kyk in Johannes 11, sien jy dit baie duidelik. Maar, okay, ja, hier is dit. Maar Jesus bedien en hy werk en hy beweeg rond en doen alles wat hy gedoen het vir 3 jaar. En alles kom tot die hoogtepunt van waar ons nou is. Jesus arriveer 'n week voor Paasfees, arriveer hy terug by Lazarus se huis. Letterlik die Vrydag voordat hulle Sabbat begin, en dan vier hy Sabbat saam met Lazarus hulle, dit is sy basis, en dan na Sabbat op die Sondag gaan hy triomfantlik in Jerusalem in, saam met Lazarus, vanaf Lazarus se huis, want hy bly so 3 kilometer van Jerusalem af. 'n Jood mag 1 kilometer loop op die Sabbatdag, en Lazarus se huis is so 3 kilometer weg, so net ver genoeg om nie geplaag te word deur al die stadsjapies nie, op 'n Sabbat nie, niemand kom klop aan jou deur as jy wil stil wees nie, maar naby genoeg dat jy kan handel dryf, soos Lazarus 10:10 gedoen het in Jerusalem. En Jesus arriveer 'n week voor Paasnaweek daar, ons sal nou 'n bietjie hoor waar was hy voor dit, maar 'n week voor Paasnaweek arriveer hy in Betanië. En hy gaan toe na Lazarus toe. Wat hy uit die dood opgewek het. So Johannes het nou net die vorige hoofstuk daaroor gepraat, maar vir ingeval iemand in hierdie hoofstuk inval, hierdie is die man wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir Jesus aandete voorberei, Martha het dit voortgesit. So dis die tweede naam. So wie is hierdie Lazarus? Hy is die een wat uit die dood opgestaan het en almal oor praat. Wie maak die kos? Martha. Onthou jy Martha? Onthou jy hulle vir Martha? Ons gaan nou weer bietjie kyk na die storie van Martha. Ja nee, Martha maak alweer kos, want dis wat Martha doen. Dit word genoem. Lazarus sit daar saam met die Here, en in vers 3, so vers 1 gaan oor Lazarus, vers 2 gaan oor Martha, vers 3 gaan oor Maria. En Maria, onthou die storie waar sy by Jesus se voete sit, raai wat doen Maria nou? Sy is weer by Jesus se voete. Niks verander nie. Okay? Lazarus het gaan lê in die graf, nou sê die Bybel Lazarus lê alweer op Jesus se borskas. Martha maak kos, Martha maak weer kos. Maria sit by sy voete, Maria sit weer by sy voete. Niks verander nie, ek wil hê julle moet dit raak sien. Hierdie mense is wie hulle is. En Maria het toe 'n half liter baie duur aromatiese olie geneem en dit op Jesus se voete uitgegooi. En sy voete met haar hare afgedroog. Ag, sit weer daai prentjie vir my op, die title slide. Dis dit nie 'n mooi kunswerk vir my nie. Toe ek dit sien, dat ek nou 'n prentjie probeer soek. Dit was vir my so 'n mooi prentjie. Dis die mooiste wat ek kon kry, wat bietjie uitbeeld hoe sy 10:10 in sy voete sou soen en haar hare gebruik om sy voete te was. Dankie. Die huis was gevul met die reuk van olie. Die huis was gevul met die reuk van olie. Die naaste beeld wat jy van dit kan kry is Openbaring. Wanneer die gebed van die gelowiges wat bid Maranatha, kom Here Jesus kom, is soos wierook uitgegiet op die altaar van die Here. Die engele vat die gebede van ons Christene
Hulle gooi ons gebede uit op die altaar van die Here en dan brand ons gebede soos wierook en die reuk styg op onder die neus van die Here en dis 'n welriekende reuk in die hemel. As jy al ooit gewonder het hoekom gebed belangrik is, wel daar's jou beeld as jy bid. Jou gebed is soos Maria se voete was. Dit skep reuk in die hemel wat aanneemlik is vir die Here. Die hele huis word gevul met die gebed van Maria. Jy sien, iets het gebeur in die vorige hoofstuk en sy het verstaan. Terwyl Jesus weg was tussen hoofstuk 11 en hoofstuk 12, het sy verstaan. Sy het gaan voorberei. Sy het haar spaargeld gaan trek. Sy het haar broer teen gebeel vir geld. Sy het haar sussie teen gebeel vir geld, want sy was dalk nie so ryk nie. En sy het alles wat sy bymekaar kon skraap en sy het hierdie olie gaan koop want sy het verstaan. Sy het geglo. Sy het onthou. Sy was al 3 keer by Jesus se voete. Die eerste keer het sy by sy voete gaan sit, die tweede keer het sy by sy voete gaan neerval en was sy kwaad vir hom, en nou die derde keer aanbid sy hom. Sy was 3 keer by sy voete. Sy is so 'n belangrike figuur dat Markus en Matteus vertel dit so 'n klein bietjie anders, want hulle twee fokus eintlik meer op Judas. Hulle fokus op die simboliek van hierdie vrou, wat ook maar net 'n sondaar was, wat by sy voete gaan neerval in Betanië, en direk daarna kom Judas, en hy gaan verraai hom, en daai twee skrywers maak 'n kontras oor Paasnaweek. Hulle fokus meer op die Judas gebeure, wat 2 dae voor die Paasete gebeur het, en hulle bring haar storie daarin, hulle sê, kyk hierdie vrou, sy het verstaan, en een van die disippels, wat alles beleef het, wat sy nie beleef het nie, verstaan nie. In daai twee skrywers se stories haal hulle ook uit hoe die disippels tydens die Paasfeesete beklei oor wie's belangrik. Op die Paasfeesete, die nag van sy arrestasie, beklei die disippels nog steeds oor wie's die belangrikste. Jesus moet hulle korrigeer tydens die Paasfeesete. En so die twee skrywers wil hulle self in 'n slegte lig bring en hulle lig hierdie vrou uit. Hulle noem haar nie daar nie, want hulle wil fokus op ons Christene wat dink ons weet. En tog sê Jesus in die twee stories, Markus en Matteus, sê Jesus hierdie storie toe hierdie vrou homself. Jesus se woorde: ek verseker julle, waar hierdie goeie nuus, dis nou Paasfees, waar hierdie goeie nuus ook al oor die hele wêreld verkondig word, sal daar ook gepraat word van wat sy gedoen het. En so sal sy vir altyd onthou word. Ja, 'n vrou. 'n Vrou sover ons weet sonder man, sonder kinders. 'n Vrou wat onbelangrik in die hoekie sit. En Jesus sê, die hele wêreld deur sal sy onthou word. Hoekom? Hoekom sal sy onthou word? Wat het sy gedoen wat maak dat Jesus sê my storie is haar storie en haar storie is my storie? Wat maak haar storie so belangrik? En as jy nie in lê om te gaan vra wat haar storie so belangrik maak nie, mag jy dalk wat Jesus sê, die belangrikste daad van 'n mens in hierdie Paasfees storie mis. Die storie van Maria. Want in die volgende vers, na dit sê, die huis is gevul met die reuk van haar offer, kom vers 4. Judas Iskariot. Dis waarop die ander twee fokus. Judas Iskariot. God wil hê ons moet die vraag vra. Ons almal wil die held in die storie wees. Maar soms in die spieël kyk Judas vir ons. Judas Iskariot. Wat gaan hier aan? Hoekom doen sy dit? Hierdie is 'n mors van geld. Nee. Hoekom beklei ons so oor wêreldse dinge? Daar's arme mense. Ons moet dit doen. Ons moet Jesus sê jy gaan altyd arme mense tussen julle hê. Ja, maar verstaan jy wie sien jy my raak? Of probeer jy net jouself laat beter voel oor iets wat hier binnekant jou pla, wat net ek kan wegvat? Al die geld in die wêreld en al die arme mense wat jy in hierdie wêreld help, kan nie jou sonde wegvat nie. Al die goeie werke wat jy doen, kan nie jou sonde verwyder nie. Maria het dit verstaan. Iemand moes vir haar gaan sterf. Maria het dit verstaan. Die disippels
Almal van hulle het dit op daai stadium nog nie verstaan nie. En kyk wat het hulle al alles beleef. Niemand van hulle het dit verstaan nie. Maria het. En toe sê Jesus in vers 7, toe sê Jesus, laat haar met rus. Los haar uit. Sy het dit gekoop om te bære vir die geleentheid van my begrafnis. Dis my begrafnis. Die vorige hoofstuk was dit haar boetie se begrafnis. En toe snap sy, my God gaan in my plek sterf. Ek gaan vir hom dankie sê. Jesus gaan letterlik die volgende dag in Jerusalem in, met die reuk van parfuum. Nou julle moet verstaan, hierdie was nie die goedkoop goed wat julle dink, julle so duur geld voor betaal, wat verdwyn binne in 'n paar uur nie. Hierdie is olie, dit trek in jou vel in, dit kom uit jou sweetare uit. Jesus is as 'n triomfanklike koning in Jerusalem in, en die reuk, soos hy deur daai parade, volgende week sal ons 'n bietjie dit ervaar, soos hy deur daai palmtakke stap en die mense skree, ruik al die mense Jesus se reuk. Want daai mense was arm, hulle het nie daai geld gehad nie, 'n jaar se salaris op parfuum, 'n jaar se salaris om lekker te ruik. Jesus ruik soos 'n koning. En almal ruik hom en juig hom en besing hom. En hierdie vrou se aanbidding laat Jesus lekker ruik. Wow, kerk. Ons leefstyl laat Jesus lekker ruik. Wow. En so, die hele gedagte rondom wat hy hier sê, is om kontras te tref tussen drie dinge wat plaasvind. Judas verwerp hom. Dis nie dat Judas nie glo nie, Judas verwerp hom prontuit. Die disippels is ongelowig, hulle verstaan net nie. Hulle begryp net nie wat aangaan nie, hulle is te vasgevang op hierdie aarde, en wie gaan regeer, en wie gaan die leierskap wees, en hulle is heeltemal te aards onder die son gefokus. Maar Maria, hierdie vrou, soos die vrou by die put, hierdie vrou begryp iets. Vers 9, 'n groot skare uit die geleerdere van die Jode het kennis geneem dat Jesus daar is. Hulle het daarheen gekom. So, Jesus arriveer die Vrydag is Pasga, Vrydag, Saterdag, waar is ek? Jesus arriveer die Vrydag aand is hulle Sabbat, Saterdagoggend is hulle Sabbat, en so net soos die Sabbat breek, kom mense, en hulle kom daar om te hoor en te sien wat Jesus doen Saterdag aand. En hulle almal arriveer in groot getalle, net 3 kilometer ver van Jerusalem af. Hulle het daarheen gekom, en hoor hierdie woorde. Hierdie is belangrik op Paasnaweek, vir Christene om te hoor. Hulle het na die huis van Martha toe gekom, nie net ter wille van Jesus nie. Dis 'n vreemde ding vir Johannes om te sê. Hulle kom Paasnaweek, hulle kom ervaar iets groots, nie net as gevolg van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus, vir wie Jesus uit die dood opgewek het, te sien. Martha gee die huis, Maria gee die aanbidding, Lazarus is die trekpleister. Kom hoor wat het hy vir my gedoen. En mense stroom soontoe om te hoor en te sien wat Lazarus te sê het. Jog julle, dis die kerk, wat uit die dood uit opgewek moet word, soos die profeet se visioen. Maar hoor wat gebeur, vers 10, die priesterhoofde het begin beraadslag en besluit om ook vir Lazarus dood te maak. Omdat baie van die Jode as gevolg van Lazarus na Jesus toe oorgeloop het en in Jesus begin glo het. So ja, die wêreld wil die kerk doodmaak, wanneer die kerk iets het om te sê. Wees reg daarvoor, in jou werksplek, in jou skool, waar jy is, as jy soos Maria en Martha en Lazarus deel het van Paasnaweek, gaan die wêreld so stil maak, en jy kan of saam met hulle praat soos Judas, of jy kan deel wees van wat aangaan as jy nog nie verstaan nie, en net sit en kyk, of jy kan deelneem soos hierdie familietjie,
was deel van Paasnaweek, 'n kritiese deel van Jesus se storie. Jesus het dit self gesê. Nou net vinnig om julle te onthou, as van julle dalk nie kan onthou nie, Lukas 10 vertel ons die inleiding van hierdie storie, Lukas 10 vers 38, toe Jesus en sy disippels reis na Jerusalem toe, het hulle by 'n dorpie gekom, en 'n vrou Martha het daar gebly, en sy het hulle verwelkom. Hierdie is belangrik, want ek wil die preek land met hierdie 3 dinge. Sy het hulle verwelkom. Sy het hulle verwelkom. Iemand moet die wêreld verwelkom. Iemand moet verwelkom. Iemand moet hulle huis oopmaak. Iemand moet die krediniersware gee. Iemand moet die prys betaal. Iemand moet dit moontlik maak vir mense om net in te kom en te kom sit. Iemand moet verwelkom. En dis die Martha. Iemand moet die kos maak. Iemand moet moeite doen. Anders, hoekom sal die mense kom? Hoekom sal hulle kom as daar nie 'n oop huis is met kos nie? Vul hulle pense. Ons moet volgende week pannekoek eet, julle, ons moet, hopelik. Ek weet nie, kom ons laat die mens, okay, my punt is, Martha, moenie kla nie, iemand moet verwelkom. Haar suster Maria het aan die Here se voete gaan sit, en sy het geluister na wat hy hulle leer. Jy sien, die ander disippels het ook gehoor wat Maria gehoor het. Maar hulle was so behept met manlike dinge, status en posisie. Wat weet Maria van status en posisie en leierskap? 'n Vrou soos Maria kan nie eers begeer om op 'n troon te sit langs Jesus nie. Sy kan nie eers 'n disipel van Jesus wees nie. So wat begeer sy leierskap en status voor? Sy sit daar en sy hoor niks wat die disippels hoor nie. Sy hoor net wat Jesus sê. Ek moet sterf, ek moet sterf, ek moet sterf. Hulle gaan my doodmaak en in 3 dae gaan ek weer opstaan vir julle vergifnis. Dis al wat sy gehoor het. En elke keer wanneer die Bybel vir ons vertel, 3 keer, wanneer Jesus sê ek moet sterf, direk daarna sê die Bybel vir ons, hulle het nie verstaan nie. Op een stadium sê Jesus ek moet gaan om te sterf, dan maak Petrus hom sommer stil. Dan sê Jesus, bly stil, Satan. Jesus sê nou net vir hulle, ek moet sterf. En direk daarna kom Johannes, die disipel wat hierdie boek skryf en wat Jesus so lief het, en sy boetie, en hulle bring hulle mamma en sê, ons soek die posisie langs jou linkerkant en jou regterkant. Direk na Jesus sê hy moet sterf, beklei hulle oor gesag. So Petrus, Johannes, Jakobus, Judas, hulle almal, nie die vrou nie. Sy sit daar en sy hoor wat hy sê. Iemand moet luister na die woord van die Here, streef om dit te gaan uitleef. Ons moet by sy voete sit, sonder agendas, en hoor wat die woord van God sê. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik. So, ons blaai 'n hoofstuk terug, na hoofstuk 11 toe. Nou hoofstuk 11 is die inleiding tot die hoofstorie. Hoofstuk 12 begin die hoofstorie 6 dae voor Paasfees, 'n week voor Paasfees. Daai storie begin in hoofstuk 12. Paasfees begin in hoofstuk 12 met die olie. Maar as jy al by 'n konsert was, dan gaan jy om 'n sekere orkes, 'n band te gaan kyk, né? Prime Circle of wat ook al, dan speel sekere orkeste voor die tyd. Julle weet waarvan ek praat, né? Nou hierdie hoofstuk 11 is die band voor die main event, né? Hierdie is die pre-story, hierdie is die opwarming, hierdie is om jou reg te kry vir wat Paasnaweek gebeur. En as jy hierdie storie, hierdie week in jou hart 'n bietjie bedink, maak jy jou hart reg vir Paasnaweek, volgens die Bybel. As jy hierdie storie probeer begryp, maak jy jou hart reg vir wat gebeur op Paasnaweek. Hierdie is die storie wat gebeur reg voor Paasnaweek. In 'n sekere dorpie, 'n sekere man met die naam Lazarus was siek. Hy was in Betanië, 'n tuisdorpie van Maria en haar suster Martha. Daar hoor ons hulle, altyd saam. Dit was Maria wat die Here met aromatiese olie gesalf het, toe sy voete met haar hare afgedroog het. Wow, hoekom vertel Johannes ons in hoofstuk 11 van iets wat in hoofstuk 12 gaan gebeur?
Kom julle dit agter? Sien julle dit? Hoekom vertel hy ons hier van wat volgende gaan gebeur? Wat jy moet dit lees soos die ouens dit sou gelees het. Hy skryf en die tyd toe die briewe al geskryf was, het van hierdie mense nog geleef. Luister mooi. Dis alwaar almal gepraat het. Dis alwaar almal gepraat het is hierdie storie van Lazarus en Paasnaweek. Dit was op almal se lippe. En toe hy hierdie skryf, toe sê hy, ek vertel julle van hierdie familie. Ek gaan julle nou vertel van Lazarus, maar ja. Dis die storie van daai vrou wat Jesus reggemaak het vir sy storie. Ja, dis die vrou wat Jesus gesê het, almal altyd sal onthou. Ja, dis sy. Ek vertel julle van daai familie. Dis interessant hoe die atmosfeer moes gewees het in daai tyd, dat selfs toe Johannes hoofstuk 11 skryf, almal al klaar weet wat hy gaan sê, want hulle het die stories geken, maar hy skryf dit neer vir behoud vir ons. En dit is vir my so, ek kan net hoor hoe opgebonde moes hulle gewees het, soos hulle hierdie stories gelees het, vir die eerste keer, en toe oorvertel het. Dit is haar broer Lazarus, daai vrou wat julle almal so lief het en ken. Dis haar broer Lazarus wat siek was. Wat 'n rol dink jy het Martha en Lazarus en Maria gespeel in die vroeë kerk? Partykeer lees jy jou Bybel en jy dink hulle almal het net verdwyn. Hulle het nie verdwyn nie. Wat 'n rol het hierdie familietjie gespeel? Hoe belangrik was hulle vir die kerk? O, baie belangrik. Die susters het toe iemand na Jesus toe gestuur en gesê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. Hoe moet dit vir jou voel, dat jy 'n titel dra, dat Jesus vir jou lief is? Die een vir wie u lief het, is siek. Dis darem 'n stelling, né? Dis 'n kragtige ding om te kan sê. Here, die een wat jy lief het, is siek. Nou Jesus het al, as mense kom en sê, my kind is siek, dan sê hy, gaan, jou kind is gesond. Mense het al gesê, Here, kom asseblief, kom kyk wat hier aangaan. Dan gaan Jesus van sy pad af en maak hulle gesond. Jesus het al soveel verskillende goed gedoen, reg oor die hele situasie, om mense gesond te maak. Maar dit is so belangrik om te begryp en te verstaan, dat wanneer Jesus iemand hoor wat siek is, 'n blinde persoon, stap langs aan, Jesus is op pad ergens hier, dan sê hulle, Here, stop by ons, dan stop hy by hulle. Hoeveel keer het Jesus al moeite gedoen om mense gesond te maak? En hier kom hierdie twee belangrike vrouens met 'n boodskap. Lazarus wat jy lief het, is siek. Wat doen Jesus? Kom, julle ken die storie. Nie worry oor die skree nie. Julle ken die storie? Niks. Hy gaan sit vir 2 volle dae. Dis 'n dag en 'n half, 2 dae se reis terug na Lazarus toe. Hulle sê, kom, die een wat jy lief het is siek, en Jesus sê net, nee. Baie mense, baie Christene, baie goeie mense wat die kerk ken, gaan hierdie Paasfees nie Paasfees vier nie. Baie mense wat die Bybel ken en die stories van die Bybel ken, gaan hierdie jaar nie Paasfees vier nie. Want toe hulle gesê het, Here, kom, ek het U nodig, toe sit Jesus. 4 dae. 2 dae gaan sit hy net, en hy vat nog 'n dag of so om te travel, te reis soontoe. Ek wonder of daar van julle is wat hier sit, wat so voel. Hierdie wonderlike Martha, wat kook en haar huis oopmaak en moeite doen vir almal. En hierdie fantastiese Maria, wat by sy voete sit. En onthou net, sy is die een wat die olie gaan uitsit. Dis hoekom hy dit sê in die begin. Hier is nie so met enige Maria nie. Onthou, dis die een wat die moeite gedoen het. Hierdie 2 vrouens sê, kom, die een wat jy lief het. En Jesus gaan sit net. Voel jy so? Voel iemand wat jy lief het so, en daarom wil hulle nie hierdie jaar Paasfees vier nie. Daarom is hulle kwaad vir God. Wat dog jy is lief vir my? Julle moet Paasfees verstaan. En dit maak so seer as jy hierdie storie verstaan. Jesus het die boodskap gehoor.
Hy het gedraai na die boodskappers en vir hulle prompt uitgesê, en hierdie is waaroor Paasnaweek gaan. Hierdie siekte gaan nie op die dood uitloop nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jou lewe gaan nie op die dood opeindig nie. Jou siekte, jou krankheid, jou armoede, jou klag, jou klaaglied gaan nie op die dood opeindig nie. Verander jou klag in 'n lof. Want hierdie siekte gaan lei na verheerliking van die Here. Die sonde wat binne in ons woed, alles wat in jou wêreld gebeur, het een doel, en dis om die Here te verheerlik. Maar soms moet jy daai dood ervaar. Hoor wat sê vers 5, sodat jy nie misverstaan en dink Lazarus was net nog 'n ou wat Jesus net bietjie by gaan eet het wanneer hy honger was nie. Vers 5. Jesus was baie lief vir Martha, haar suster en vir Lazarus. 'n Hele vers gewy aan Christene en mense wat siek is en moeg is en mat is en verlate voel en alleen voel. Al die mense wat ophou kerk toe gaan want hulle is kwaad vir die dominee of vir iemand in die kerk of hulle het seer gekry of iemand in die kerk of 'n eggenoot of iets en hulle op kerk toe gaan. Hulle hou op deel wees van die liggaam van Christus. Hulle doen hulle eie ding soos wat hulle dit wil doen en hulle bou hulle eie godsdiens want hulle is moeg. En eintlik in hulle hart voel hulle net God is nie meer lief vir hulle nie. En tog sê hy in vers 5, ek gaan nie kom nie. Ek gaan nie opdaag soos jy wil hê ek moet opdaag nie. Maar dit is nie omdat ek jou nie lief het nie. Ek is so lief vir julle drie. Toe Jesus hoor dat Lazarus siek is, het hy vir nog 2 dae net daar gebly waar hy was. Eers hierna het hy vir sy disippels gesê, laat ons weer 'n keer Juda toe teruggaan. Kom, laat ons nou gaan. Want wat moet plaasvind, wat die wêreld moet sien in die kerk, wat die wêreld moet sien in Christene, wat die wêreld moet sien toe die disippels vervolg was en uitgeroei was. Handelinge 8 vers 1, toe 'n groot vervolging toesak op die kerk in Jerusalem en hulle hardloop soos muise, weghardloop van 'n kat af. En so ver soos hulle vervolg word en hulle plase en hulle huise en alles verloor. En soos Christene wat Jerusalem toe hardloop en die Kolosseum ingetrek word en doodgemaak word in hulle massas. Soos Christene in die moslimlande in die 6, 7, 800s leef hier in Afrika en in Europa en Turkye in. Uitgemoor word omdat hulle nie welkom is in daai plekke waar Mohammed heers nie. En al hierdie plekke waar Christene vandag nog uitgemoor word in hulle dosyne, duisende. En plekke in Afrika waar mense probeer om Here te loof en hulle is in die middel van ergens en nêrens en hulle het nie eers 'n Bybel nie. Die pastoor preek oor wat hy kan onthou. En al daai plekke wag hy tot die seer plaasvind en dan sê hy, kom ons gaan. Paasnaweek moet gebeur. Die disippels draai na Jesus toe. En hulle sê, meneer, Jesus sê, ons vriend Lazarus slaap. Nee, waar is ek? Vers 8. Die disippels sê toe vir Jesus, Rabbi, laas toe ons soontoe gaan, toe wil die Jode jou doodmaak. Wil jy weer soontoe gaan? Ek sê, ja, ek moet bietjie hulle pyn dra. Ek gaan hulle seer vat en dit self dra. Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels het vir Jesus gesê, meneer, as hy slaap, dan sal hy mos weer wakker word, gesond word. As hy slaap, sal hy mos beter word. Los hulle net uit. Vergeet van Lazarus. Vergeet van Maria. Vergeet van Martha. As hy net slaap, sal hy weer wakker word. Jy hoef nie op te daag daar nie. Alles gaan oukei wees. Jesus het Lazarus se dood bedoel. Maar hulle het gedink hy praat net van slaap. Hierdie wêreld van ons wat eintlik dood is, maar ons dink ons slaap nie. Toe sê Jesus reguit vir hulle, Lazarus is dood. Maar terwille van julle
ter wille van julle. Wat sê hy op Paasnaweek by die Paasfees ete? Hier is my liggaam, dit is ter wille van julle. Hier is my bloed, dit is ter wille van julle. Lazarus is ter wille van julle. Want as dit nie vir Lazarus was nie, sou julle nie geglo het nie. As dit nie was vir mense wat swaar kry en seer kry nie, sou jy nie verstaan het wat dit beteken om Christus. Luister, hierdie seer is ter wille van julle, word wakker en spreek dit aan, gaan soontoe, beleef dit, sien dit, verstaan dit. Hierdie is ter wille van julle disippels. My beste vriend en sy susters wat ek lief het, kry seer, en dis sodat julle sal wakker skrik. Want hulle verstaan, en daarom gebruik ek hulle. Julle verstaan nie. Ter wille van julle is daar Christene wat met siekte belaai is, sodat jy langs hy Christen kan sit. En terwyl jy kla, omdat jy net nie genoeg geld in jou bank het nie, sit jy langs 'n Christen met kanker, en hy Christen sê, kom juig die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. En jy por en kla in die aand en wil nie eens bid nie. Ter wille van julle dra daai Christen swaarder as wat die Here sou wil hê hy moes. Ter wille van julle het God kom sterf. Ter wille van julle. Hoe baie keer dink jy, sit jy of staan jy langs iemand wat swaar kry ter wille van jou, sodat jy dit kan sien en iets daaromtrent doen, of net iets beleef, of jou gebed kan verander, of anders kan gaan leef. Jouself regryk en jou geloof weer opbou tot 'n ware geloof, en nie jou geloof verloor, omdat jy net in weemoed, in sak en in depressie en verval nie. Ter wille van julle. As ek bly Lazarus is dood, en Maria is kwaad vir my, en Martha is kwaad vir my, en hulle dink ek is nie lief vir hulle nie. Maar ek het dit gedoen vir julle, want julle gaan hierdie wêreld verander, as julle glo, want ek het julle gekies. Lazarus is dood, maar dit was ter wille van julle. Ek is bly dat ek nie daar was nie. Jo, wanneer mens bly raak oor teenspoed, wat sê Petrus? Ag, dit alle vreugde, wanneer swaarte oor jou kom. Hoekom? Gaan lees dit. Want dit doen iets omtrent ons. Hy sê, ek is baie bly ek was nie daar nie, sodat julle kan glo. Sodat jy kan glo. Christene, los die kerk te vinnig. Jy kry seer en dan loop jy weg te vinnig. Die egskeidingssyfer in die kerk is te groot, te vinnig. Ons loop te vinnig weg, want ons dink die Here het kom sterf sodat ons lekker kan leef op aarde. Nee, partykeer moet ons net sit en Lazarus se seer beleef, sodat ons daardeur kan glo. Kan sien wat God doen met dooies. Kan sien wat God doen met seer kry. Kan vertrou dat hy iets sal doen en ons nie sal los in ons weemoed nie. Ter wille van julle is ek bly ek was nie daar nie, sodat julle kan glo. Laat ons dan nou gaan na hom toe. En hoor wat sê die disippels. Hoor wat sê hierdie manne van God wat hy self uitgekies het. Hoor wat sê Filippus. Wie is Filippus? Hy is die een wat Nathanael onder 'n boom gaan sê, kom, ons het hom gekry, die Messias van Nasaret. Niks goeds kan uit Nasaret uitkom nie. Daai Filippus sien, hè, dis so great. Hoor wat, sê ek Filippus, dit was Filippus. Thomas het dit gesê. Ongelowige Thomas. Dis nogal interessant. Hoekom dink ek aan Filippus? Okay, wel Thomas het dit gesê. Okay, ja, sorry, ek preek saam met jou. Okay, hier gaan ons nou. Kom ons sê wat die Bybel sê, nie wat ek sê nie. Dit was nie Filippus nie, dit was Thomas, blykbaar. Thomas, ek sal nie glo tot jy jou hand in my sy sit nie. Wow, nou is dit vir my ook mooier. Nou is dit vir my nog mooier. Thomas, ek sal nie glo. Ek sal nie glo tot ek self sien nie. Ja, Thomas hoor wat Jesus sê en dat sy beste vriende seer kry sodat hulle sal glo. En waar is wragtig? Thomas draai om en hy kyk na die ander disippels en hy sê: "Laat ons dan nou maar teruggaan soontoe. Dan gaan ons nou maar saam met Jesus sterf." Ons gaan sterf nou maar almal, wat anders kan ons doen? Onthou 'n paar hoofstukke vroeër in hoofstuk 6 het al die ander disippels Jesus verlaat en net hulle 12 het daar gestaan.
En nou sê Thomas, ek weet nie eintlik wat maak ons hier nie, maar kom ons gaan sterf nou maar en kry die storie klaar. Daar's Christene in die kerk wat so moet sien wat Jesus gedoen het vir Paasnaweek, sodat ons sal vashou aan Paasnaweek. Joh, die ongeloof is skrikwekkend tussen die disippels. Toe Jesus daar aankom, het hy uitgevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent so 3 kilometer. Baie van die Jode het by Martha en Maria opgedaag om hulle meegevoel oor hulle broer te betuig. Jesus was nie een van hulle nie. Baie van hulle was daar toe Lazarus doodgaan. Jesus was nie daar nie. Want ons moes glo. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy almal wat die moeite gedoen het om te kom vir die begrafnis, net daar gelos. Ou Martha, die moet haar huis oopmaak en kos maak en altyd sorg vir almal. Sy hardloop toe na hom toe. Maria het net by die huis bly sit. Dis nie dat sy nie geweet het nie. Sy het geweet Jesus kom, maar sy het egter in die huis bly sit. Sy seer, julle, sy seer. Daar's mense in jou lewe wat seer het. En die Here is lief vir hulle, maar hulle is so kwaad. En God doen dit, want hy wil hê mense moet glo. Mense moet sien. Martha het vir Jesus gesê, Here, as U maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou nog weet ek, dat God vir U sal gee, wat U hom ook al vra. Dis nie 'n stelling van geloof dat Lazarus uit die dood uit sal opstaan nie. Moenie daai vers mislees nie. Al wat sy sê is, ek glo nog steeds jy is die Messias. Ek glo nog steeds jy is hierdie beloofde een wat sou kom om ons te vertel van God en ons nasie te restoreer in 'n verhouding met God. Ek glo nog steeds jy is spesiaal. Maar jy was net nie vir my spesiaal toe ek jou nodig gehad het nie. Ek glo jy gaan nog doen wat jy gekom het om te doen en jy gaan nog ietsie met Israel doen. Ek weet jy is die Messias, maar jy weet net nie gedoen wat ek gevra het nie. Dit maak seer. Want ons was jou vriende en jy was lief vir ons en ons is lief vir jou en ons is nie eintlik deel van hierdie plan van jou gewees nie. En ek weet jy is spesiaal, maar selfs nou nog weet ek dat God aan U sal gee wat U vra want U is spesiaal. En Jesus sê vir haar, jou broer sal weer opstaan. Maar hoe kon hulle dit begryp? So Martha sê dadelik wat meeste van ons sê. Ek weet dat my broer Lazarus weer sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Ek weet dit. Ek weet julle wat sê Martha? Wat baie Christene sê, maar hulle glo nog nie. Goeie mense sal hemel toe gaan. Ek weet dit. Goeie mense gaan hemel toe, nê? Op die laaste dag dan sal ons almal opstaan. Ek weet ons sal almal voor 'n oordeelstroon staan en beoordeel word vir wat ons goed gedoen het of sleg gedoen het. Ek dink my boetie was 'n goeie ou. Lazarus was 'n great ouetjie. Ek weet op die einde sal almal opstaan. Dis nie waar Paasnaweek gaan nie. Almal sal uit die dood uit opstaan. Die bokke en die skape. Ons almal gaan voor 'n oordeelstroon staan. Dis nie waar Paasnaweek gaan nie. Paasnaweek gaan nie oor jy wat doodgaan en dan voor hom staan met wie jy was nie. Prys die Here, dis nie waaroor Paasnaweek gaan nie. Anders met watter hoop het ek hier gestaan? Maar die Jode het dit geglo. Dis hoekom hulle die wet so lief gehad het. Want ons almal sal eendag veroordeel word volgens hoe lief ons die wet gehad het. En hierdie 3 mense was baie lief vir die wet. Dit kan ek jou beloof. En Martha sê, Here, ek weet hy sal weer opstaan eendag. Maar dit help my nie nou nie. En hoor, waar kom die Paasfees preek uit? Hoe mooi is hierdie woorde. Jesus se Paasfees preek voor Paasfees. Jesus sê toe vir haar, Martha, jy wat almal so verwelkom, jy gaan nog baie mense in jou huis verwelkom vir die volgende paar jaar. Jou huis gaan deurgetrap word, dit gaan 'n museum, dit gaan 'n
dit gaan 'n showplek word. Dit het nie in 'n kerk geword, maar Martha, jy gaan nog baie kos kook in jou lewe. So kom ek sê vir jou iets. Wat jy moet weet sodat jy jou huis sal oophou. Ek is die opstanding en die lewe. Dis nie iets wat net gebeur wanneer jy doodgaan nie. Jy staan nie net op en jy is reg met die Here wanneer jy dood is nie. Jy leef nie net jou lewe soos wat jy kies om te leef en hoop dit is goed genoeg en dan staan jy voor die Here na jy dood is nie. Martha, jy verstaan nie, dis nie hoe dit werk nie. Ek is die opstanding. Ja, Here, ons almal sal opstaan. Nee. Ek is die opstanding en die lewe. Jy kan nie in 'n verhouding met God staan sonder my nie. Martha, jy sien nog nie regtig wie ek is nie. En daarom gee jy so vinnig op. Daarom is jy so vinnig depressief. Daarom is jy so vinnig reg om op te gee. Want ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in aller ewigheid nooit sterf nie. Dis Paasnaweek. Ek het nie gekom om siekes gesond te maak nie. Ek het gekom om jou verhouding met God te herstel tot in aller ewigheid. En as dit nie vir jou goed genoeg is nie. Paasnaweek gaan oor iets baie groters as die dinge wat ons gewoonlik oorbid. En daarom is mense moeg vir Paasnaweek, want dit voel nie altyd asof dit die siektes om ons gesond kry. En hy soos jy misverstaan Paasnaweek. Dit is soveel groter as wat jy dink. Elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. En dan sê hy hierdie woorde vir Martha. Glo jy dit? Dat as iemand sy oë hier toe maak, dat sy lewe nie klaar is nie. Dat ek sterf sodat jy vir jou verhouding met God herstel kan word en ons kan terugkeer na die paradys toe. Terugkeer na 'n plek waar ons saam met hom wandel in die tuin. Glo jy daar's meer as hierdie? Paulus sê bejammerenswaardig bo alle mense is ons as Christene, as ons hom volg vir net wat ons hier kan kry. Martha, glo jy werklik waaroor Paasnaweek gaan? Sy sê toe vir hom, ja Here, ek is vas oortuig dat U die Messias is. En dan sê sy, die Seun van God. 'n Titel wat niemand regtig gesê het nie. Toe Petrus dit gesê het, toe sê Here, Petrus, jy het dit by God gehoor. 'n Titel wat mense hom nie kon gee nie, want dit het hom gelyk gemaak aan God. Dit het hom die beeld van God gemaak. En Martha kyk hom in sy oë met trane wat loop en frustrasie in haar hart en sy hoor sy woorde vir die eerste keer reg en sy sê, jy's God. Ek weet jy's God. Sy spring van haar voete af op, soos die vrou by die put. Die Samaritaanse vrou, sy spring, dis hoe jy weet of jy werklik glo of nie, nee, jy kan nie stil bly, jy kan nie net aangaan met jou lewe nie, sy spring van haar voete af op, en sy hardloop terug na haar sussie toe. Want haar sussie is nog kwaad vir Jesus. Ja, die sussiekie is nog kwaad vir Jesus. Sy kom nie kerk toe nie, sy lees nie haar Bybel nie, sy het issues, want die Here was nie daar vir haar nie. Maar Martha spring op en sy hardloop na haar sussie toe. Wat 'n fantastiese ouer sussie was Martha. En sy hardloop na haar jonger sussie toe by daar sit en sy gryp haar jonger sussie en sy sê, Jesus soek jou. Jesus soek jou. Ek dink dis miskien waar Filippus vandaan kom. Hy hardloop na sy pel Nathanael toe. Ek het hom gekry, kom. Wanneer 'n Christen Paasnaweek verstaan, dan hardloop jy na iemand toe en jy sê, kom, Jesus roep jou. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. En Martha hardloop na haar sussie Maria toe. Het sy teruggehardloop na haar sussie Maria toe. Sy sê, kom, die leermeester is hier, hy soek jou. En toe Maria dit hoor, het sy opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus was nog in die dorpie, langs hulle dorpie, in die plek waar Martha hom gesien het. Die Jode wat saam met Maria gesit en huil het in die huis, en saam met haar gesimpateer het, was baie mense wat saam met die mense wat jy ken simpateer. Ja, die kerk is 'n slegte plek, ja, jy weet, Jesus dit. Daar's baie mense wat simpateer met mense wat net kwaad is vir alles in hierdie lewe. Daar's baie simpateer mense.
En al hierdie mense wat simpateer saam met Maria se pyn, was saam met haar. Hulle almal spring toe op. Die Jode wat saam met haar was, het gesimpateer en gesien sy spring vinnig op. Hulle het haar gevolg omdat hulle gedink het sy is weer op pad graf toe om verder te gaan huil. Daar's mense in die mense se lewens wat jy ken, as hulle terugkom na Jesus toe, gaan die mense om hulle ook opspring. En as jy daai persoon help, gaan die mense om daai persoon sien. Dis hoe God werk. Fokus jy op een persoon en laat God ander mense inspireer. Daar's meer mense as Maria wat tot bekering kom in hierdie storie. Maar Martha het Maria gaan haal en God het meer mense saamgebring. En toe Maria aankom waar Jesus nog was en sy hom sien, raai wat doen Maria? Daar's net een ding wat Maria weet om goed te doen. Sy val by sy voete neer. Soos Mariaatjie. Wat anders kan Maria doen? Dis al wat nodig is. Sy word onthou. Val by die voete van die kruis oor Paasnaweek, oor Paasweek, nou hierdie week. Val by die voete van genade. Daar's niks beter wat jy met jou lewe kan doen. Elke oggend as jy opstaan of elke aand voor jy gaan slaap nie. Wees 'n Maria. Sy val by sy voete neer. Sy gryp sy voete vas en sy sê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Klaar. Sê vir hom hoe jy voel. Nie vir hom jok nie. Hy ken jou hart. Sê vir hom jy's kwaad vir 'n pastoor of 'n dominee of 'n lidmaat of 'n Christen of 'n man of 'n vrou of 'n pa of 'n sussie of 'n kind. Vertel vir hom, waar was jy? Ek het gebid vir my kind en kyk nou waar's my kind. Waar is jy? Stel jy belang, hoor jy my ooit? Praat met hom, maar doen dit by sy voete. Moet dit nie buite die kerk doen nie, moet dit nie buite sy familie doen nie. Doen dit as deel van die Lazarus, Martha, Maria familie. Kom doen dit en val by sy voete neer en vertel hom hoe jy voel. Want as jy hom vertel hoe jy voel en jy is eerlik met hom en jy jok nie vir God nie, hoor wat gebeur in die hart van jou God. Hoor wat, want Jesus is God, hoor wat gebeur in die hart van jou God as jy eerlik is met hom. Toe Jesus sien hoe Maria huil en dat die Jode wat saam met haar kom ook huil, het God bewoog geraak en diep ontsteld. Diep ontsteld oor die seer van hierdie lewe, die seer van hierdie wêreld, die sonde wat vatplek gekry het op Lazarus se liggaam. Dit ontstel God dat die sonde van hierdie wêreld ons so seer maak. Dit maak hom kwaad, dit ontstel hom en hoe meer ontsteld hy raak, hoe gouer kom sy wederkoms. Want dit maak hom kwaad, maar dit maak hom ook hartseer. Maar dit moet gebeur, sodat die wêreld kan sien en glo. Dat ons tentoongestel word en geslaan word en gebuig word en geknak word en vervolg word. Die wêreld moet sien dat ons het 'n hoop. En hy is ontstel oor wat om hom aangaan. En hy sê toe, waar het julle hom gaan neerlê? En sy sê, kom kyk, Here. En nog voordat Jesus na die graf toe draai, toe begin hy huil. Die kortste vers, nee. Jesus wept. God huil. Hy huil vir jou pyn. Nie, hy is arrogant en hy sit daar bo en hy sê, ja, suffer maar, kry maar vir jou. Ek het 'n nuwe sê ding gehoor, jammer hieroor, open a can of man. Just open a can of man. Come on, wees net 'n man. Pull yourself up by your boot, just open a can of man. God sit hier daar bo en sê net, open a can of man. Hy huil. Hy voel vir jou. Dis hoekom Paasnaweek gebeur het, verstaan jy dit nie? Hy huil vir Jerusalem. En hy huil sy oë uit. Ek kan net dink wat dit moes gelyk het, soos, ek het al gehoor hoe 'n man huil, nee, maar hy huil wat is soos, daar's nie 'n damwal nie, daai huil is net 'n breek, en as 'n man huil, as dames, ek wil nie lelik is nie, julle huil baie, dis great, maar as 'n man huil, joh, as 'n man eerlikwaar huil, jy het nog ooit in jou, as jy dit nog nie gehoor het, eerlik huil, werklik huil, ek dink die meeste vrouens het al ooit 'n man hoor huil nie. Ek dink Jesus huil, vreeslik hier, want die Jode staar na Jesus, wat soos net 'n man kan huil. En hulle kyk na hierdie Jesus, en party mense dink dit is 'n patetiese ding wanneer 'n man so sit en huil.
Is nie, maar party mense dink so. Hulle kyk toe. Kyk net, hoor wat sê hulle soos Jesus huil. Kyk net hoe lief was hy vir Lazarus. Maar sommige mense het gesê, was hierdie man nie die een wat die oë van blindes oopgemaak het nie? Was hy nie in staat om te keer dat hierdie dinge met Lazarus moes gebeur het en dat hy moes sterf nie? En toe huil Jesus weer. Toe raak Jesus weer bewoe. Want daar is mense wat net nie sal verstaan. Maar kon Jesus nie? Maar moes Jesus nie? Het jou God nie opgedaag vir jou nie? En hulle belaster hierdie man wat huil. Kyk hoe swak is hy. Hy kon oë oopmaak, maar hy kon sy pel nie help nie. En hy huil weer. Hy staan voor die graf. En daar was 'n groot klip wat voor die opening gerol is. Alles is nou stel om jou oor Paasnaweek te vertel. Jesus sê toe vir hulle, rol die klip weg. Teen hy nog met 'n stem vol emosie. Rol die klip weg. Maar Martha sê vir Jesus, nee Here, dis te laat. Die pyn is te groot, die seer is gedoen, die skade is daar, die huwelik is stikkend. Ek het geloof in die kerk verloor. Ek weet, nee Here, dis te laat. Dis al 4 dae, hy stink al, die pyn is te groot vir jou. My sonde is te groot vir jou. My lewe is te veel. Ek hou net fokus op iemand anders. Petrus, voer my skape. Here, maar wat van hom? Wanneer jy nie glo Jesus is wie hy sê hy is nie, gaan jy vir die Here sê nee. Wanneer hy sy grootste werk in jou lewe wil doen, wanneer jy kyk na wat in jou aangaan, gaan jy vir die skepper van die heelal net nee sê. Hoe dwaas! Nee Here, dis te laat. Ek weet wat jy wil doen, maar jy kan dit nie doen nie. Hy stink, dit is 4 dae, jy's te laat, God. My siel is nie redbaar nie. Wat is jou verskoning? Wat is die mense wat jy lief het in jou lewe se verskonings? Wat is die klip wat voor hulle graf is? Wat moet weggerol word? Miskien moet jy dit vir hulle weg. Jesus vra vir ons om die klip weg. Wat 'n klip kan jy vir iemand dalk wegrol? Wat 'n klip moet in jou lewe weggerol word? Kom praat met my. Kom praat met Christene. Kom praat oor die klippe in jou lewe en dat ons dit wegrol. Want dit kan nie daar bly nie. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Het ek nie vir jou gesê as jy my glo, jy God sal sien nie? Rol die klip weg en sien wie ek is. En daarop het die disippels 10 gegaan en het die klip gaan wegrol. Jesus het sy oë hemelwaarts toe gerig en nou vertel Jesus ons hoe belangrik dit is om te verstaan dat wanneer hy bid, hy nie bid omdat hy 'n Vader in die hemel het nie. Hy bid want hy's God, maar ons moet leer hoe om te bid met die Vader in die hemel. Ons moet leer hoe om te praat met God en nou bid hy soos 'n mens sodat ons kan hoor hoe om met God te praat. Wanneer ons klippe moet wegrol vir iemand, wanneer ons vir iemand uit die dood uit moet roep, wanneer ons iemand in sy geestelike dood na die lewe toe moet roep, dan vertel hy ons hoe om te praat en hy bid hierdie mooi woorde sodat ons weer eens sodat ons dit sal hoor en hy sê hierdie woorde. Dog is mooi. Vader, ek is dankbaar teenoor U dat U na my luister. Sjoe. Ek weet dat U altyd na my luister. En tog het ek dit gesê ter wille van die mense wat hier rondom ons staan. Sodat hulle sal glo dat U my gestuur het, dat ek is wie ek sê ek is. Here, dankie dat U na my luister. Ek praat nie so met U omdat ek dit moet sê nie, want ons is een, maar hulle het nodig om te sien wie ek is, want ek gaan nou op 'n kruis vir hulle hang, en hulle moet verstaan wie op die kruis vir hulle hang, so ek sê vir U dankie, sodat hulle sal verstaan, hierdie is 'n goddelike aksie. Hierdie is God wat hierdie goed doen, nie 'n mens nie. Daarom sê ek vir U dankie, Here, sodat die mense my sal hoor, en julle ken die storie.
Jesus het nie 'n hoop gehad dat Lazarus sou opstaan nie. Jesus het nie gewonder nie. Hy's God. Hy het geweet. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n kragtige stem net eenvoudig gesê: Lazarus, kom uit. Hierdie dooie het uitgekom. Sy voete en hande was nog toegedraai met dit wat hom bind, met dit wat jou vashou, jou sonde. Die dood is sonde. Die loon van die dood